Wat beteken die opstanding vir my en jou? Heel eerstens, dit beteken dat Jesus gesterf het in ons plek vir ons sondes, as 'n sondaar, alhoewel hy geen sonde gehad het nie. En hy, met sy perfekte offer op die kruis, het ons gewas met sy bloed, ons gereinig van alle sonde, en ons 'n hoop gegee, dat ons leef saam met Christus, die hoop van heerlikheid. Hemelvaart het plaasgevind 40 dae na Paasfees, wat voor die drempel van die deur, voor die voet van die deur, het Pinkster voor hulle gewag. 120 mense, manne, vroue, wat God geloof en geprys het gewag op die uitstorting van die Heilige Gees, wat hulle sou bekragtig het, om effektief die evangelie te verkondig, en tekens en wonder deur die Heilige Gees in die naam van Jesus kon verrig. Die Bybel sê vir ons in Lukas 24 vers 15, en Jesus het sy disippels uitgelei op 'n dag, na die Olyfberg in Bethanie. En hy het daar met hulle gepraat, en hy het daar sy hande opgehef, hulle geseën, en toe het hy voor hulle oë opgevaar, teen swaartekrag, in sy eie verheerlikte liggaam, het hy teen swaartekrag opgevaar na die hemel, en in 'n wolk is hy saamgevat, dat hom nie kon sien nie. En terwyl hy opgaan, hou hy sy hande en seën hulle. So wat was die doel van Pinkster? Dit was die begin, die geboorte van die kerk van Jesus Christus op aarde. En wat ek baie hiervan hou, is dat Romeine 8 vers 34 sê, Jesus wat opgewek is, wat nou aan die regterhand van God sit, met alle mag en gesag en oorwinning, toe hy opgevaar het op Hemelvaartdag, was dit die aankondiging van die einde van sy aardse bediening. Nou dat hy aan die regterhand van God sit, en met die uitstorting van die Heilige Gees, en die bekragtiging van die Heilige Gees op die disippels, om hulle effektief te maak, het gesê, die werk wat ek gedoen, dit gaan julle doen, en meer as dit sal julle doen, omdat julle na oral kan gaan. En wat wonderlik hiervan is dat Jesus het opgepaard na die plek, waarvan hy in die eerste plek gekom het. Nou, hier is die punt. Wat beteken dit vir my en vir jou as gelowiges vandag, en die kerk? Dit beteken, dat ons sit saam met Jesus, aan die regterhand van God, met alle mag en gesag en oorwinning van Jesus Christus, dat geloof in die naam van Jesus, geloof wat deur sy naam kom, kan ons as die kerk nou nie meer geïntimideer word deur die vyand, maar ons kan hierdie ding nou vasvat in ons hart. Die Bybel sê, Jesus sê, ek bou my kerk, en die poorte van hel sal nie daar kan teenseevier nie. I build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. En ons hoef nie voor te ploete nie, ons kan in die krag en die almag van die naam van Jesus en die krag van die Heilige Gees, elke dag hemelvaart ervaar en beleef, deur ons gebed. Hoekom? Want Jesus het nou sy hemelse bediening in die hemel begin aan die regterhand van God, om vir die kerk in te tree. Om vir die kerk in te tree as hoëpriester. Vir ons te bemoedig en aan te moedig om te sê, hey guys, I've empowered you by the Holy Spirit. In jou leef die verheerse Christus. En nou is al jou vyande onder jou voete, want Jesus Christus het die duiwel se kop verbrysel op die kruis, opgevaar, en hy is nou die hoof van die kerk, en ons as die liggaam van kerk, kan nou met soveel blydskap, met 'n verwagting en 'n afwagting, dat groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Mag die Here julle ryklik seën.